Môre hier in Jeffreys Bay. Jy's ingeskakel by Oasis FM 89.8, die radiostasie wat lewende water bring, maar hierdie water verkook en bring ook lewe. Jy luister na die program Eer aan God. Gabriel van Eden, jou gasheer, en saam met my in die ateljee Roan van Vieren. Roan, jy gaan vir ons so ietsie van jou vertel, maar voordat ons vir jou die res gee om oor te gesels, en ook die tema waaroor ons gaan praat, kan jy net vir ons saam bid, asseblief. Hemelvader, ons dankie vir die wonderlike voorreg om in hierdie middag so saam te kan wees. Dankie vir u woord wat ons rig, wat ons versterk, Here, wat ons lei. Here, in hierdie moeilike tye waarin ons is, Here, het ons net u woord nodig. Here, dankie vir u woord wat die lewende water is, Here, wat vir ons, soos wat die woord sê, ons gaan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit u mond uitkom. En dankie vir die woord wat in hierdie middag ons ook gaan rig, en mag dit so wees, mag die woord elkeen versterk wat in hierdie middag ingeskakel is, en mag dit lewendige woord wees wat elkeen se hart en lewe aanraak. Al die eer en al die lof kom aan julle in toe. Amen. Amen. Roan, vertel ons so 'n bietjie van wat jy doen, van jou vroukie en die kindertjies, en hoe het jy betrokke geraak in die bediening? Nou, ek is Roan van Vieren. My vrou is Lorinda van Vieren, 'n pragtige vroutjie wat die Here vir my gegee het, so ek is so dankbaar daaroor. Nie omdat sy pragtig is alleenlik buite nie, maar 'n vrou wat die Here gered het en wat deur en deur deel in die roeping. 'n voorreg om iemand te hê wat die Here liefhet met haar hele hart, en wat ook die Here se saak liefhet en sy bediening liefhet en die mense liefhet. Ek sê, jy weet, dit is 'n voorreg om in die bediening te wees, maar as 'n man alleen in bediening is, maak dit baie moeilik. So as 'n man se vrou saam daardie roeping deel, maak dit baie makliker. So ja, en ons het 2 pragtige seuns, woelwaters, en die vakansie was nou lank. So ons ek sal nie dit hard sê nie, maar ons is dankbaar die skool begin weer binnekort. Ja, hoe oud is die 2 jong manne? Morney is die oudste, hy is 12, hy is nou graad 6, en dan is dit Carlo, hy is 9, graad 3. Okay. So ja, nee, hulle hou ons besig, die 2. En hoe lank is julle nou al hier in Jeffreys Bay? Ons sal in Oktober maand sal ons 6 jaar hier wees. So ek kan nie dink die tyd het so vinnig verby gegaan nie. Wonderlike 6 jaar gewees. Jeffreys Bay is regtig 'n besondere plek met besondere mense. So ons geniet elke oomblik van die tyd hier, en ons vertrou soos die Here wil dat ons nog 'n paar jaar hier sal arbei. Amen. Nee, ek kan ook terugdink, ek dink ons vriendskap het omtrent begin die dag wat julle hier ingestap het in Jeffreys Bay, en dis vir my so goed hoe die Here mense bymekaar bring tot eer van hom. En Roan, kom ons kyk bietjie na die onderwerp wat jy gekies het, wat ons vandag bietjie gaan gesels, om mense te motiveer en te inspireer. Natuurlik, ek wil net dit noem, voordat ons nou kom by die onderwerp. Jy het nou gesê, dat toe ons hier gekom het die dag, ek sal nooit vergeet nie, toe ons die dag hier gekom het, toe was ons in die winkelsentrum, toe was jy daar gewees, en jy het ons sommer voorgekeer by die deur, en vir ons gesê, ons moet binne in die winkel gaan. Eerste keer in my lewe dat ek dit ooit beleef het. Die winkel se deure toegemaak, en vir my en my gesin gebid daar binne in die winkel. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar dit het so 'n indruk op my gemaak, en ek is die Here tot vandag toe nog dankbaar daarvoor. So baie dankie daarvoor. Prys sy naam. So ja, nee, ons gaan vandag bietjie gesels soos die Here wil oor moeilike omstandighede. En ek dink dit is 'n baie relevante onderwerp. Ek meen, as 'n mens net kyk na dit waarin die wêreld homself bevind, die omstandighede rondom ons, en die omstandighede in ons eie gemoed, dit waarin elke persoon, ek meen, elkeen van ons het 'n storie om te vertel. Dan dink ek is daar baie daar om te vertel, en hoe die Here werk in moeilike omstandighede. Ek dink is 'n baie breë onderwerp, so ons gaan maar kyk hoe ons oor alles gaan praat in hierdie tyd, maar net so 'n bietjie gesels oor hierdie onderwerp van moeilike omstandighede. Ja, ek dink terwyl ons nou voor die tyd 'n bietjie gesels het, hoe ons as kinders van God moeilike omstandighede hanteer, kan ander mense motiveer en inspireer, en ek wil amper sê ons lewenswandel en ons reaksie op dit wat in ons lewens gebeur, kan vir ander mense inspirasie word, en ons kan amper soos 'n advertensie vir die koninkryk van God wees, dat mense kyk na ons, en hulle sê, hoorie, ek hou jou dop, en die manier
hoe jy gereageer het, gaan my verstand te bowe. En ek dink dit is min of meer ons harte, Roan, rondom hoe ons die moeilike omstandighede hanteer. En ek wil nou so ver gaan om te sê, verwelkom nie. Ja. Die ou vertaling het altyd gesê, ag dit loutere vreugde, wanneer jy deur hierdie moeilike tye kom. En dis wat aan Jakobus maar vir ons uitgelig is, dat na dit kom goeie dinge. Ja. Ja, ek dink dit is uiters belangrik, daai wat jy nou gesê het, jy weet, dat die omstandighede wat ons hanteer, dat as ons die Here se hand ervaar, en die wonder van dit is, wanneer ons die Here toelaat om deur ons lewe te werk, Ja. en ons ervaar hy ons daardeur dra, dit is 'n wonderlike seën, en dis vir my so kosbaar in 2 Korintiërs 1, ek wil net daai paar teksverse lees vanaf vers 3. Asseblief. Want hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. So, hy vertroos ons in die midde van die omstandighede. Maar dan gaan hy verder in vers 4 en hy sê, wat ons troos in al ons verdrukking. En dan gaan hy verder, hoekom vertroos hy ons? Sodat ons die, wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Is dit nie kosbaar nie? Dit wys net dat, jy weet, die moeilike omstandighede is nie lekker nie. En dit is wat gesê is in die begin. Maar om die hand van die Here te ervaar, en die grootheid en die krag van God word op 'n ander wyse ervaar in die midde van die moeilike omstandighede. En wanneer ons daardie krag van hom ervaar en sy troos ervaar, om daardie troos waarmee hy ons vertroos het, om ander daarmee te kan vertroos en om mense te kan bemoedig, dis wonderlik om dit te kan meedeel met mense. Ek sien ek het 'n nota hier gemaak wat sê, jy weet waarvan jy praat. Nou, hoe weet jy waarvan jy praat? Want jy is deur moeilike omstandighede, jy die Here se hand van liefde en getrouheid ervaar en besef, my Here gaan my nie los nie, hy gaan my nie alleen laat nie. En daarom kan, as iemand dan vir jou sê, maar hoe kan jy dit vir my sê? Weet jy waarvan jy praat? Dan kan jy sê, ek weet waarvan ek praat, want ek is deur moeilike omstandighede. Ja, en die kind van God se lewe moet moeilike omstandighede inhou. Die Here het vir ons gesê, hulle het my vervolg, hulle sal julle ook vervolg. Ja. So ons moenie dink dat hierdie lewe gaan nie moeilike omstandighede inhou nie. Inteendeel, ons moet gereed wees daarvoor. Ja. Ons het te doen met 'n gedigte vyand. So ons moet weet dat, jy weet, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ja. So ons moet eintlik teenkanting en moeilike omstandighede verwag as kind van God. En gelukkig, die Here gee vir ons al die hulpmiddels wat ons nodig het, om in die midde van die moeilike omstandighede te kan sterk staan. Ja. En ons het sy woord wat ons rig en wat ons lei. Ons het sy gees wat hy vir die kind van God gee, wat ons ontvang by wedergeboorte. Ons het die kind van God, ons het die gelowige, ons het 'n gemeenskap van gelowiges, ons het mense wat ons bystaan. So ons het al die middele wat ons nodig het tot ons beskikking om ons te kan bystaan, sodat ons sterker aan die ander kant kan uitkom, sodat ons hierdie troos kan wees en hierdie vertroosting kan bied vir 'n stikkende en 'n gebroke wêreld buite. Jy het nou Johannes 10 vers 10 aangehaal, wat die vyand, of die woord sê, die duiwel het gekom te slag, te moord, te roof en te steel, maar dan sê Jesus, ek het gekom dat jy lewe kan hê en oorvloed van lewe. En is my partykeer wanneer ons in moeilike omstandighede is, het ons nog steeds die keuse, hoe gaan ek daarop reageer? Gaan ek die Jesus in my lewe raak sien en erkenning aan hom gee en besef, hy's 'n getroue, liefdevolle Vader wat hierdie Jesus vir ons gestuur het. En hy sê ook in die woord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is altyd met ons en ons moet net die vrymoedigheid kan neem om te sê, Heilige Gees, Jesus Vader, help, ek kan nie meer nie. Ek het u ondersteuning nodig. Ja, en hoe getrou is hy, dat die oomblik as ons sy help is hy daar. Jy weet, hy wag eintlik vir daardie oomblik dat ons uitroep en dat hy daar vir ons is.
So ja, ek wil 'n ander teksvers wat ek baie graag wil deel. Ek was op 'n stadium met ons deur 'n bietjie van 'n moeilike tyd gegaan. En daar was 'n teks wat die Here met my kom deel het wat my hart so versterk het en bemoedig het. Ja. En ek wil dit net baie graag met julle deel. Dis in Psalm 119 vers 65 tot 72. Nou ons het nou voor die tyd so 'n bietjie gepraat oor Psalm 119 en gepraat oor hoeveel in Psalm 119 hoeveel leiding en hoeveel raad daar is, en hierdie gedeelte het my so versterk. Nou wat vir my kosbaar was, is dat voordat ek by hierdie gedeelte uitgekom het, het ek 'n ding geluister. En dit was 'n ding wat gepraat is van Martin Luther. En Martin Luther het geskryf, en hy het geskryf en gesê dat daar is verskeie maniere hoe ons diep dinge rakende God kan ervaar. En hy het gesê daar is 3 maniere hoe ons diep dinge rakende God in ons lewens kan ervaar. Yes. En een van hulle is, hy het nou die Latynse woord gebruik, is oratio. En oratio beteken gebed. As ons diep dinge rakende God wil ervaar, is dit in ons binnekamer. En ons almal ken die woord, dat hy wat in die verborgene sien, sal in die openbaar vergelde. So dis daai binnekamer, is daai verhouding met hom. Ja. Die ander een is meditatio. Dit is deur die woord, om die woord te mediteer, en om toe te laat dat die woord in ons harte lewendig word. Maar die derde een is die een wat my getref het. En dit is die Latynse woord tentatio. En tentatio beteken beproewinge. Okay. So hy sê dat die Here openbaar diep dinge aangaande homself aan sy kinders deur middel van beproewinge, deur middel van moeilike omstandighede. En toe gaan hy na Psalm 119 toe. En ek wil dit net so graag lees, want dit het vir my so versterk. Nou, jy weet mos maar hoe gaan dit. As 'n mens in die middel van 'n ding is en jy kry so 'n woord, dan voel dit vir jou asof dit die beste woord is wat jy nog ooit in jou lewe gekry het. Maar hierdie het vir my so baie beteken, en ek hoop dit kan in hierdie dag ook iets vir iemand beteken. Amen. Maar die woord kom daar en hy sê in vers 65, U het goed gedoen aan U knegt Here na U woord. En dan sê in vers 66, leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan U gebooie. So sy gebed is, Here leer my goeie insig, leer my kennis. Nou dis baie keer ons gebed, dis ons begeerte. Hoeveel keer is ek in my binnekamer en is die kind van God se gebed, Here leer my, Here ek wil nader aan U beweeg. En almal van ons bid dit. Ja. En hoe het die Here dieper dinge aangaande homself kom openbaar? En dan kom in vers 67, en hoor nou wat sê hy. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Maar nou onderhou ek U woord. Jo. U is goed en doen goed. Leer my U insettinge. Vermeerderes het my leuns toegedig, maar ek bewaar van ganser harte U bevele. Hulle hart is ongevoelig soos vet, maar ek verlustig my in U wet. En dan kom in vers 71 en hy sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek U insettinge sou leer. So, sy gebed aan die begin was, Here leer my. En aan die einde van, jy weet mos Psalm 119 is hierdie kort perikopies, hy word opgedeel in hierdie 8 teks, in hierdie 8 vers gedeeltetjies. Maar hy kom in vers 71 en hy sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. En die Here kom openbaar aan my in hierdie gedeelte, dat baie keer ons bid en ons sê, Here leer my, Here ek wil meer van U weet, Here ek wil groei in my verhouding met U. Maar die oomblik as die moeilike omstandighede kom, dan sê ons, Here, maar wat gaan nou aan? Here, hoekom gebeur hierdie dinge in my lewe? En die Here kom openbaar aan my hierdie gedeelte wat sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was. Anders sou ek nie leer nie, anders sal ek nie groei nie. So, hierdie hele gedagte van verdrukking en beproewing is een van die dinge wat die Here gebruik, dat ons dieper dinge aangaande hom kan leer. En dit is vir my wonderlik, en ek dink dit is vir enige persoon wat die Here Jesus ken as verlosser en saligmaker, wat waarlik weet dat hy sy lewe, hy of haar lewe kom verander, kom nuut maak het. Is dit so bemoedigend om te weet. En ek dink dit kom nou weer terug na Romeine 8 vers 28 toe. Alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet en vir die wat as sy voorneme geroep is. Om te weet dat as ons waarlik kinders van God is,
dat alles werk ten goeie mee, selfs ons verdrukking, selfs daai moeilike omstandighede. En die Here leer ons meer raak aan homself in die verdrukkinge. Wat ek net nou eendag besef het as 'n mens na Romeine 8 vers 28, daar's belangrike woorde soos alles, en dan daai een werk ten goeie mee. Dit gebeur nie ten goeie nie. So die oomblik as 'n mens dink aan dit werk ten goeie mee, is daar amper wil ek sê soos beton wat gemeng word, dat daar's 'n ding wat moet gebeur, daar moet 'n werking plaasvind, en dan werk dit ten goeie mee vir die wil en die plan en die droom van die Vader. Ja. Want ons as mens is mos maar 'n bietjie agterbaks. Ons sal gou kyk, hoe kan ek die Bybelversie aanhaal tot my voordeel, sodat dit gaan ten goeie uitwerk vir my plan, my droom. En ek het net laasweek besef, die hele proses van die werking, daar is iets wat gebeur, en ek wil graag dit beklemtoon, die bonatuurlike vind plaas, en dit werk mee tot God se roeping, sy plan en sy droom vir ons lewe. Ja, dis kosbaar, ja. Ja, en ek dink ook, ek wil nou nie amper 'n hele nuwe onderwerp oopmaak nie, maar as ons praat van verdrukking, dan moet ons ook net weet, daar is sekere verdrukking wat oor ons pad kom, omdat ons net pleinweg verkeerd wandel. Dis reg. Jy weet, Ja, so, ja. en hierdie tipe van, soos alles werk ten goeie mee, jy weet, is nie noodwendig, as ons verkeerd optree, dan vat dit ons terug na Hebreërs 12 toe, Ja. waar die Here sê, hy is 'n getroue Vader, wat ons moet tugtig. Ja. En op die oomblik, as ons deur die tugtiging gaan, dan voel dit nie vir ons lekker nie, maar later lewer dit 'n vrug op. So, Ja. as 'n verskil tussen tug en, jy weet, die verdrukking wat oor ons pad kom, omdat ons besig is om vir die Here te wandel. Ja. En dit bring my nou na Matteus 5, vers 10 tot 12, waar die Here sê, salig is julle wanneer julle verdrukking ly om my naam ontwil. So, ons moet net onderskei, want partykeer sal mense half hierdie ding sien as 'n, okay, hoor, as kind van God, ek het nou half 'n vrybrief om nou te doen wat ek wil, want Ja. alles werk tog op die einde van die dag ten goeie mee. En ons moet net onderskei, so ek's baie bly bring dit nou in van Romeine 8 vers 28. Dit is 'n kosbare, Ja. jy weet, net om dit so in te sien. Ja. Jy weet, en ek dink baie keer moet Vader dalk 'n bietjie hard met ons praat, Ja. en ons selfs tugtig, want dit is soos iemand wat ergens heen gery het, ek onthou die storie met sy GPS, en dan het hy begin stry met die ding, en het vir hom gesê, ek gaan nie hier voor links draai nie, en dan praat die GPS, turn left, en dan wil hy voete regs, en dan sal die GPS nou sê, recalculate, ons gaan nou die roete heraanpas, Ja. en op die ou einde, dit help nie jy stry met hierdie ding wat jy nou het, wat jou die regte pad indui nie, en dis hoekom ons hartsingesteldheid teenoor die inspraak van God se woord moet nagaan en sien, is my hart reg? Is ek oop vir korreksie? Is ek oop om reg gehelp te word? Nou kyk, 'n mens is mos nou maar 'n snaakse ding, om te erken ek is verkeerd of ek was verkeerd, is nie in ons woordeskat nie. Ja. Dan moet jy nou op 'n punt kom wat jy kan sê, selfs die Here vergewe my vir die manier hoe ek op u reg help of op u korreksie gereageer het, was verkeerd, vergewe my asseblief. Ja. En die oomblik wanneer ons deur moeiliker tye gaan, bring ons eintlik tot op 'n punt waarop ons knieë kan kom en sê, Vader, vergewe my. Dit wat ek gesê het, dit wat ek gedoen het, dit wat die indruk, ek was onder die indruk, vergewe my Vader, ek was verkeerd. En dit kan soveel verander aan ons toekoms. Ja. Maar terwyl ons nou so gaan gesels, wil ek ook dit net noem, die verdrukking in die moeilike tye wat ons deurgaan, het definitief 'n impak op ons familie, ons naby mense, ons huismense, en dan vriende, kollegas. So die prosesse wat ons deurgaan, hoe jy daar deurgaan, het 'n impak op mense naby aan jou, en veral mense wat jou liefhet, en dan sekere omstandighede ook nou maar jou kollegas by jou werksplek. Ja. Nee, verseker, en ek dink
ja, hoe ons dit hanteer, spreek boekdele van Ja. wat werklik aangaan in ons gemoed en waar ons verhouding met die Here werklik staan. Ek sê altyd vir die mense daar by ons in die gemeente dat wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, is dit nie die Here sit ons nie soms deur toetse sodat hy kan sien waar ons staan nie. Hy weet presies. Ja. Dis dat ons moet sien waar ons staan. Dat ons self moet sien. Ja. Jy weet hoe ons verhouding met die Here is. En 'n ander gedeelte wat vir my baie kosbaar is, en ek dink dit pas in by wat ons nou oor praat, is 2 Korintiërs 4. En nou as 'n mens oor moeilike omstandighede praat, dan moet 'n mens op 'n stadium by 2 Korintiërs 4 uitkom. Okay. Want 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 is vir my 'n kosbare gedeelte as dit kom by ons ingesteldheid oor moeilike omstandighede. Ja. As jy vat hoe Paulus dit hanteer, wat hy hier sê, is dit vir my kosbaar, want hy kom en hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. En dit is vir my so wonderlik, net om, hierdie is genoeg woorde om enige persoon te bemoedig. En hoeveel mense gaan deur dinge wat hulle dalk miskien al jare mee worstel, wat al hoeveel keer gedink het om moed op te gee. En hy sê hierso, daarom gee ons nie moed op nie. Ja. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En dan kan hy in vers 17 en hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is. Nou, ek wil net myself in die rede val hier en net sê, Paulus kom en hy sê, ligte verdrukking. Nou, as enige iemand weet waardeur Paulus gegaan het, sal hulle met my saamstem, hy het nie ligte verdrukking ervaar nie. Ja. Jy weet, want as 'n mens hierdie lees, kan 'n mens maklik sê, maar Paulus weet nie waardeur ek gaan nie. Ja. Paulus weet nie wat ek beleef nie. Ja. Maar Paulus het verskriklike dinge deurgegaan. Ek wil net vinnig dit noem. 2 Korintiërs 11 vers 23. Kom Paulus en hy sê, is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid ek nog meer. Nou kom hy en hy sê wat hy beleef het. Ja. In arbeid oorvloedig, in sla bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 5 maal Ja. het hy 39 houe ontvang. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei. 3 keer skipbreek gelei, wat op die see was. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep waters deurgebring. Dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad. Ek dink julle kry die gedagte. Ja. Hierdie man weet wat dit was om verdrukking deur te gaan. En hy noem sy verdrukking lig. Ja. Hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is. Maar dan kom hy verder en hy sê, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. So hy sê, jou verdrukking doen vir jou iets. Dit bewerk vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid. So Yes. ons verdrukking werk eintlik vir ons. Ja. Jou verdrukking is besig om vir jou 'n ewige gewig van heerlikheid te bewerk. Dit bewerk vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid, dat wanneer ons eendag voor die Here verskyn, ons voor hom kan staan en hy vir ons kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ja. Jy weet, so, dis eintlik so kosbaar om hierdie te sien en te sien wat hy deurgegaan het. En dan sien 'n mens ook verder waarop sy fokus was, omdat ons nie let. Hy kan hierdie dinge sê, ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, Ja. maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dit bring my weer terug na die vraag wat gevra is, of waaroor ons gepraat het voor die tyd. Wat sien mense Ja. in ons, as dinge ons tref, as omstandighede ons tref? Raak ons baie ontsteld. As ons ontsteld raak, is ons fokus dalk miskien meer op die sigbare dinge as op die onsigbare. So ons fokus as kinders van God, waarop is dit? Waar lê ons prioriteite? Is ons prioriteite in hierdie dag meer gefestig op die tydelike, op die sigbare dinge,
of is Ja. dit gefestig op die onsigbare, op die ewige? Dis Want reg. as ons fokus gefestig is op die ewige en die verdrukkinge kom en die moeilike omstandighede kom, dan gaan dit ons nie onderkry nie. Want ons fokus is op die Here en ons weet dat alles wat gebeur is besig om vir ons te werk. Ja. En is besig om hierdie alles oortreffende ewige gewig van die heerlikheid te bewerk. En dit is my so kosbaar as hy kom in 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Wow. Hierdie lewe is tydelik. Ja. Ja. Maak nie saak hoe ons dit versorg nie, maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Dit gaan eindig. Ja. So as ons net die fokus op die onsigbare plaas, dan weet ons, Ja. dit hou vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid in. Terwyl jy nou so daaroor praat, het dit my dink aan hierdie tyd waar ons leef, hierdie kant van die graf. Is dit die enigste tyd wat ons het om 'n verskil in die koninkryk te maak, hoe ons mense motiveer, inspireer en kan lief hê. Ek het hier 'n paar notas gemaak, God se hand in moeilike omstandighede. Hoe ons deur moeilike omstandighede gaan, kan mense inspireer, motiveer, hoop gee, 'n bewys van liefde wees, opregtheid demonstreer, egtheid kan ons so uitleef en dit kan mense na Jesus lok. En ek wil graag vir ons 1 Petrus 2 vers 12 voorhou wat sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En dit is vir my so mooi, die manier hoe ons deur moeilike omstandighede gaan, kan, ek wil amper sê, toeskouers tot op 'n punt bring wat hulle die Here gaan verheerlik op die manier as hulle kyk en sê, maar hoorie, ek is eintlik geïnspireer Ja. deur hierdie man se wandel in die moeilike tye. Hy het my gemotiveer, hy het vir my hoop gegee, en dan kan iemand sê, dis waar ek geleer het. Die dag toe ek deur 'n moeilike tyd gaan, kon ek terugkyk na hierdie man wat ek in my lewe ontmoet het en ek besef, as hy daardeur kon kom, en ek kon die Here se hand van getrouheid en liefde in sy lewe beleef en ervaar en sien, kan dit ook na my toe kom. Ja. En dis hoekom elkeen van ons moet so leef, dat ons lewens se inspirasie vir ander kan wees. En ek hou baie van Spreuke 11 vers 25 wat sê, dit wat jy vir ander doen, al is dit net in die manier hoe jy deur krisisse gaan, dit wat jy vir ander doen, bring vervulling in jou hart. Ja. En die Engels sê, he who waters others will himself be watered. So dit gaan oor hierdie proses waar ons as 'n geloofsgemeenskap kan hande vat. Ja. En so kan ons mekaar motiveer in die dag wanneer jy dalk 'n bietjie af is, kan 'n vriend of 'n broer in Christus jou amper irriteer met sy positiwiteit en vir jou sê, hey, nee man, wat is dit met jou? Kom! Ja. En op daardie manier kan jy geïnspireer word en gemotiveer word deur iemand anders. En dis hoekom ons moet eintlik as familie in Christus, as 'n geloofsgemeenskap, die vrymoedigheid hê om te sê, 'n ou te bel en te sê, luister ou Pel, Roan, ek moet met jou praat. Ja. Hier in my lewe, ek weet nie eers of dit vandag Dinsdag of Durban is of wat aangaan nie, maar ek het hulp nodig. En net 'n bietjie te kan gesels en Ja. emosioneel die dinge op die tafel kan neersit, en so kan ons broerskap in Christus vir mekaar ontsettend baie beteken. Absoluut. Ja, en ek dink dit is, ek praat baie daaroor dat ons, die Bybel sê dit, ons is mekaar mense. Men Ja. hoeveel mekaar Ja. opdragte is daar in die woord. Yes. Ons moet mekaar lief hê. Amen. Ons moet mekaar bystaan. En hy sê dat ons moet goed doen aan alle mense, maar eerste aan die huisgenote van die geloof. So ons moet mekaar bystaan. Ons kan nie sonder mekaar nie. En ons almal ken die voorbeeld, is al eintlik al baie oud, maar dit is baie bekend van die koeltjie as jy 'n vuur maak en die een koeltjie as jy om een kant sit, Ja. hy gaan baie vinnig, gaan hy dof raak en gaan hy koud raak en gaan hy net uitgeblus raak. Maar die oomblik as jy hom weer terugsit saam met die ander kole, dan Ja. vat hy weer vlam. Ja. En ek dink dit is baie
'n praktiese voorbeeld, maar ek dink dit is tog baie relevant. Ja. Ou het eendag gesê, hy sê as jy nou daai een koeltjie een kant sit, hy word nie 'n hoopie as nie, hy word 'n kolletjie as. Ja. Want hy's plat en dat niks oorgebly van hom nie. Ja. Hy het 'n kolletjie as geword, nie 'n hoopie as nie. Ja, dit's baie goed. Ja. So ja, nee, ek dink daar's 'n paar goedjies wat ek graag sal nog wil deel oor in die midde van oorweldigende omstandighede, in die midde van oorweldigende hartseer wat ek dink tog bemoedigend kan wees. Die een van hulle is en ek dink dis iets wat sekere mense dalk miskien kan bemoedig, en dit is dat tydens oorweldigende hartseer of oorweldigende emosie, wanneer iets gebeur en dit oorval 'n mens met oorweldigende emosie, moet ons nie verdere druk op onsself plaas deur te dink dat hartseer of emosie is 'n teken van swakheid of ongeloof nie. Ja. Jy weet, veral, ek weet nie, ek wil nie sê veral onder die manne nie. Ek dink dit is 'n menslike ding. Ja. Dat baie keer voel ons moet vinnig oor 'n ding kom, of big boys don't cry of men don't cry. Jy weet, ons wil sterk wees en ons wil wys dat ons vinnig oor hierdie ding kom. Maar ons kan selfs in die midde van ons pyn, is daar vir ons ook hoop. En die kind van God kan ons mag rou. Ons mag in die midde van ons omstandighede, as ons seer beleef, kan ons daardeur ook treur. Ja. Maar die woord sê vir ons, vir die kind van God, daar in 1 Tessalonisense 4, ons kan treur, maar ons hoef nie te treur soos die wat nie hoop het nie. So hoop en trane kan saam leef. Jy weet, dit kan saam bestaan. So, jy weet, en ek dink dit is juis in die trane, dis juis in die midde van oorweldigende emosie, pyn, seer, dat die kind van God hom wend na die Here en besef, hoorie, vir ons is daar hierdie ewige hoop. Vir ons is daar hierdie troos. Wat het die ongelowige? Hulle het nie daai troos nie. Ons het daardie troos, en dit vat my onmiddellik na die einde van die Bybel, in Openbaring 21, wat praat van die nuwe hemel en nuwe aarde. En Openbaring 21 vers 4 wat sê, ek het dit hierso, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Ek meen, wat 'n wonderlike gedagte is dit. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So, wat 'n voorreg om te weet dat ons kan nou treur, maar ons hoef nie te treur soos die wat nie hoop het nie. Vir die kind van God kan daar trane en hoop saam bestaan, want ons kan in die midde van die trane kan ons vooruitkyk na die hoop wat daar is, en laat ons weet dat daar is vir ons hierdie ewige hoop in Christus, dat hy ons vir ewig sal verlos van die pyn en van al die dinge wat hierdie lewe inbring. En hy sê vir ons daar in Openbaring 21, hy maak alles nuut. So hy gaan alles verander. So ek dink dis vir ons 'n wonderlike bemoediging. En dis hoekom ek nie kan verstaan, jy weet, hoekom sal mense nog hulle hulp wil soek in iets anders as in die Here. Hy's die enigste een wat vir ons iets anders kan bied buiten hierdie lewe. Hierdie lewe sal altyd pyn, dit het nog altyd pyn teweeggebring, en dit sal nog altyd pyn teweegbring. Maar die Here is die enigste een wat vir ons 'n hoop kan inhou. Wat daar geen pyn, geen droefheid, geen moeite, geen trane, waar daar alles nuut sal wees. Hy is die enigste wat vir ons kan inhou. So ek dink dis maar net iets wat vir my kosbaar is. Dis kosbaar as 'n mens daarna kyk en waar Jesus vir ons hoop bring, waar hy vir ons 'n toekoms bring, waar hy vir ons 'n ewige lewe aanbied, saam met ons Vader, kom die ou duiwel en hy kom bied 'n alternatief aan. En hy sê vir jou, man, vat bietjie hierdie, doen bietjie dit, gaan soontoe of doen dit, want omdat hy die bedrieër is, praat hy ons in, ons het 'n uitkoms nodig. Maar hy is soos 'n geslepe hengelaar, hy vat 'n groot hoek en hy sit ietsie lekker oor die hoek. Dit lyk aanvanklik heel onskuldig. Dit lyk oukei, tot jy die ding vat en dan kry jy die hoek en dan het die ou vyand jou beet. Want as aanklaer wag hy dat ons as mens die reëls en die regulasies en die beginsels in God se woord
oortree, en dan kom staan hy voor jou as die aanklaer en hy sê vir jou, jy weet mos nou die aand, onthou jy toe jy nou so na 12 uit die huis uit gegaan het en dit gaan doen het, jy het alright gevoel, maar toe jy die oggend wakker word en jy weet nie waar jy is nie en jy weet nie wat het met jou gebeur nie, jy was aanvanklik het jy gevoel, maar hier is nou iets, het gaan nou beter met my, maar dis hoekom die vyand sê nie in die begin vir jou, wat gaan die uitkoms van jou sogenaamde oplossing vir jou probleem word nie, wat gaan gebeur, waar gaan jy eindig? En die kosbare ding van die Here is wanneer ons in hom hoop kry en vind, is daar ook in hierdie lewe na hierdie, in die ewige hemel saam met ons Vader, 'n pragtige toekoms, 'n plek waar ons in sy arms gaan wees, waar ons kan weet, hier is alles nou oor, die pyn, die lyding, die verdriet, alles is nou tot niet, ons is nou waarvoor ons gemaak is om met ons Vader 'n verhouding te hê. En wat so kosbaar is dat die Here, as ons hom vertrou vir hierdie lewe, hy seën ons nou ook. Amen. Hy gee vir ons die ewige lewe, Yes. maar dit wat hy nou vir ons bied, dit gaan alle verstand te bowe. Baie mense, die indruk ontstaan soms, dat die kind van God se lewe is vervelig, en jy weet, dit is alles behalwe. Alles behalwe. Ons het die gees van God in ons, ons het die persoon van God in die vorm van die gees, wat in ons woning maak. Wat kan meer avontuurlustig wees as dit? Wat kan daarmee vergelyk? Ek wil gou vir jou voorbeeld noem, ek ry eendag en ek kom van die werk af en jy lê 'n klomp gemorsie langs die pad, maar dit lyk baie sleg. En ek sê vir myself, kan iemand nie net die gemors optel nie? En ek voel duidelik so tik op my regter skouer wat die Here vir my sê, jy is mos iemand. Draai om en gaan tel dit op. Nou as jy nou vir jouself, jy's gefokus op iets anders, jy's op pad huis toe byvoorbeeld, in my geval, en hier kom hierdie opdrag, jy is mos iemand, draai om en gaan tel dit op. Maar in 'n sekere mate word daardie gehoorsaamheid aan ons Vader 'n avontuur. En in gehoorsaamheid is daar ook 'n beloning vir ons, want hier kan ek vandag sit en getuig teenoor die dag wat ek gesê het, kan iemand nie net die gemors optel nie. En Vader het vir my baie duidelik laat verstaan, jy is mos iemand, gaan tel op. En toe jy nou praat van die lewe saam met ons Vader in Jesus Christus en die Heilige Gees, is 'n avontuur, want jy gaan elke dag in en jy kan vir jou gereed maak en sê, Here, wat gaan ons vandag doen? Waarna sien U uit, Vader, saam met my? Want net so opwindend vir my en vir hom kan my gehoorsaamheid 'n geweldige positiewe impak op die mense rondom my hê. En dit is vir my ook so kosbaar deur net te sê, Here, hier is my lewe. Maak daarmee wat U wil tot eer van U naam. Ja, en dit is wat kosbaar is, wanneer ons daardie besluit maak en totaal oorgee, dan maak dit nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak watter omstandighede ons tref nie, al is dit die moeilikste van omstandighede. Ons vertroue is so gefestig in hom. En ons weet dat dit wat hy vir ons bied, en dit wat hy vir ons gee, en dit wat 'n lewe in hom inhou, is soveel beter en soveel groter as enigiets anders. En ek dink dit is wat kort kom in 'n gebroke wêreld, wat ons meer van nodig het. Terwyl jy nou so praat, besef ek nie, soos wat 'n mens nou ouer word en jy het nou al ervarings gehad en jy die Here se getrouheid en liefde gevind. En ek onthou eendag toe ek nou bietjie bekommerd is oor die toekoms vorentoe, toe sê die Heilige Gees vir my, gaan kyk 'n bietjie terug oor jou lewe die laaste klompe jare. En ek het gegaan en hy het vir my situasies uitgewys en hy het gesê, kan jy sien, ek was getrou, liefdevol en regverdig jou hele lewe lank. En ek wil net vir jou sê, ek het my reeds bewys en die pad vorentoe saam met my gaan dieselfde wees. Ek gaan daar wees vir jou, ek gaan getrou wees, ek gaan jou nie begewe nie, ek gaan jou nie verlaat nie. So kom ons gebruik ons verlede as 'n rigtingwyser vir ons toekoms, en ek dink ook hoe mens ouer word en hoe meer ervaring jy al beleef het van God se getrouheid, hoe meer kan jou lewe 'n kragtige getuienis vir mense wees, en jy kan dalk vir 'n ou sê, weet jy, toe ek so oud soos jy was, en dit het in my lewe gebeur,
dit laat my dink aan waar jy huidiglik nou is. Kom ek vertel jou, hoe getrou was die Here en wat het gebeur en hier is die positiewe uitkoms. Kom, Ja, waarvoor is jy bang? ja, Want die Here is met jou. ja. Ja, nee. Ag nee, die Here is ek sit nou en dink terwyl ons so praat aan Openbaring 2. Openbaring 2 is die gemeente van Efese wat hulle eerste liefde verlaat het. Okay. En dit wat die Here vir hulle sê, wat moet hulle doen om half daardie eerste liefde weer terug te kry? En dit kom terug by wat jy nou gesê het. Hy sê vers 4 van Openbaring 2, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het, en dan gee hy nou die oplossing wat hulle moet doen. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. En bekeer jou en doen die eerste werke. So onthou, keer terug, jy weet, dis goed om te onthou waar die Here jou uitgehaal het. En keer terug en doen die eerste werke, daai wonderlike gevoel van waar jy was, toe die Here jou kom uitruk het uit die kloue van die duisternis, toe hy jou lewe in oorvloed, daai Johannes 10, toe hy jou dit kom gee het, daai wonderlike vrede wat alle verstand te bowe gaan. As 'n mens dit ervaar het, daar is niks wat daarby kan kom nie. So onthou dit, keer terug soontoe, onthou wie jy was, wat die Here jou deur sy genade kom maak het. En mag dit half wees waaruit jou lewe ontspring. En mag jy daarin terugkeer. En en saam met dit om die woord net te bestudeer. Ja. Ons het net nou, toe ons gepraat het, Psalm 119, 105. Ja. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ja. En daar's 'n ander Psalm wat sê dat om sy woord te vind is soos iemand wat 'n groot buit gevind het. Jy weet, iemand wat 'n skat gevind het. Ja. En dis sy woord. En wanneer jy die woord ontdek en jy het hierdie woord en sy woord wat oopgebreek in jou hart, dit is die kosbaarste. Dis wonderlik om te sien hoe hierdie woord lewendig in jou hart word en om dit in jou hart te bewaar en te koester. En om net weer terug te keer na die hele gedagte van moeilike omstandighede. Ek het al ervaar dat dis juis in die moeilikste van omstandighede, in die swartste nag, wanneer die Here sy woord in my hart die wonderbaarlikste wyse kom oopbreek het. En wanneer daai woord kom lewendig word het. Ja. Ons het al gehoor van logos woord en rema woord. Ja. Daai lewendige woord. Jy kan baie keer woorde hoor, maar wanneer jy daar is, ek wil amper sê op, jy weet, doodloopstraat, nie weet watter kant toe om te gaan nie. En die Here kom maak sy woord lewendig in jou hart. En jy ervaar sy gees. Dit is die wonderlikste van wonderlikste gevoel. En hoe jy elke keer kan teruggaan na daardie skrifte toe, wanneer daar weer omstandighede kom, is wonderlik, so ja. Wat vir my so mooi is, toe jy net van bekeer praat, dink ek terug aan iets wat die Here een keer ook vir my maar net mooi geleer het. Nou, bekering is 'n aanhoudende proses van jou denke vernuwe, en dis hoekom die ingeplante woord, as ons gaan kyk na Josua 1 vers 8, die woord moet op jou lippe wees, jy moet dag en nag daarop mediteer en daaruit leer, en alles doen wat daarin geskryf staan, dan sal jy suksesvol wees in waarvoor Vader jou geroep het. Want ek dink die bekering, ons proses van hoe ons oor dinge dink, wil die Here deur die Gees, en hy gebruik sy woord om ons denke te kom vernuwe, sodat ons anders kan dink, meer positief gebaseer op die woord kan praat en kan uitleef. En hier is die belangrike een, met 'n positiewe hartsingesteldheid. So 'n positiewe hart vir dit wat uit die woord uitkom, maak ons selfs in moeilike omstandighede, en wil ek amper sê, vir sekere mense dalk irriterend positief, want hoe op aarde, weet die man nie, het hy voeling met die werklikheid verloor. Ek wil amper die volgende sê, hy het voeling met die werklikheid bereik, want die werklikheid van wie Christus Jesus in ons lewens is 'n groter werklikheid as die sogenaamde werklikheid. Dis baie mooi. Ja, dit is so. Ja, en 'n gedeelte wat vir my dit mooi saamvat, is Romeine 12 vers 1 en 2. Dit is vir my kosbaar. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So, ons moet ons liggame stel. Dit kom nie van self nie. Dit gaan van jou vat dat jy dit moet doen. En dan kom vers 2.
en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So ons moet nie aan die wêreld gelykvormig word nie, ons moet verander word deur die vernuwing van julle gemoed. En wat verander ons gemoed? Is die woord van God. En dan sê hy, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So is daai verandering. So ja. Nou Roan, jy sal dit nie glo nie, ons program het vinnig na 'n einde toe gekom. Ek wil net graag afsluit met Filippense 4 vanaf vers 4 af. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. En weet jy, soms wil ons verkeerde optrede regverdig deur te sê, jy weet nie waardeur ek nou gaan nie. Jy verstaan nie. En dit is vir my 'n mooi ding wat ek dink ons vandag met die hulp van die Heilige Gees mooi saamgevat het, om na moeilike omstandighede te kyk en te kan sê, mag die naam van die Here vereer word en verheerlik word in my lewe, deur die prosesse wat ek gaan. En vir enige persoon wat 'n graad kwalifikasie wil hê, kom maar een of ander stadium 'n eindeksamen, wat jy moet gaan face. En om gekwalifiseer te word, moet jy jou eindeksamen skryf sodat jy graad gekwalifiseer kan word. Jy kan nie na 15 jaar dieselfde rigting net sê ek is bang vir die eksamen, ek is bang ek kom nie deur, ek gaan die eksamen skryf nie. En dis hoekom die Here ons bring in moeilike omstandighede sodat ons kan kwalifiseer. Roan, ek wil graag vir ons afsluit in gebed en ook vir jou en die gemeente en vir jou familie opdra aan die Here, en dat mag julle gemeente en mag julle as 'n gesin 'n groot inspirasie vir Jeffreys Bay wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, wat 'n voorreg om na U toe te kan kom en te kan sê, dankie Here, dat U 'n getroue en 'n liefdevolle Vader is. Ek wil vir Roan en sy familie en die gemeente aan U opdra, en ek wil net kom bid, Here, dat U hom so sal gebruik, dat hy 'n inspirasie vir vele sal wees, en dat die naam van die Here deur sy lewe verheerlik sal word. Dankie Here dat U gekom het en dat U gewone mense gebruik om medewerkers in die koninkryk te mag wees. Dankie vir vandag Here, en mag hierdie program 'n seën en 'n inspirasie vir vele mense wees. Amen. Amen. Dankie Roan, lekker dag verder. Baie dankie.